Ja, baie dankie David en vir daai introduction. Sy dogters is by ons, jy nog nie so gesê ook, sy kinders is by ons. Maar as jy ook sê, die kinders daar en name vir elke onderwyser en alles so, it's all good, ek is gewoon daaraan. Maar ja, kom ook net, ek weet in die afwesighede van Gideon sê baie dankie vir die geleentheid. Ek ken Gideon nou 13 jaar, so hy ken ook so 'n bietjie my storie. En toe hy my nou vra om te kom deel, toe is dit vir my 'n groot eer. So, ja, dit is vir my baie exciting vanoggend. Ons was donderdag aand by 'n vuur gewees, van die manne was ook daar, by Richards Fire, en die een ding wat ek vir hom gesê het was, vir almal actually is, ek het nie veel om te sê. Die Here het baie om te sê, en hy moet vanoggend sy storie deur my vertel, want ek is maar net 'n human being. So, ek wil ook net boonop dit bid en net die Here vra dat hy sy storie sal vertel deur my. So, Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike oggend. En Here, soos ek voor U staan, wil ek amper lag, want U weet, dis U genade wat deur my lewe gewerk het. En Here, ek wil dat elke persoon wat hier is vanoggend, Here, ietsie sal ontvang. Elke jong man, elke middeloue man, elke ouer man, Here, wie ook al hier is, sal net vanoggend ontvang. En ek gee al die glorie. Here, ons dankie vir die Heilige Gees wat in hierdie oomblik is. En ons sê vir U baie dankie in Jesus naam. En almal sê amen. Ek gaan so 'n bietjie soos 'n sirkeling vat met my storie. Julle sal sien, baie keer sal ek vir julle net sê, onthou net daai gedeelte, want die Here is amper 'n manier by my om my storie om te bring en weer te bring en dit mooi te maak. So, om te begin wil ek vir jou sê, ek was grootgemaak in 'n baie Christelike huis. So, my ma en pa het ons 'n awesome fondasie gegee. Ek het 'n ouer broer van 3 jaar en my vroeë memories van kerk was soos my ma en my pa het altyd gesê, jy gaan kerk toe gaan, jy sal kerk toe gaan. Dit was 'n tradisie in ons huis. En ons is grootgemaak in die NG Kerk in Kempton Park Oos en niks fout daarmee nie. Ek dink dit was net nie my vorm van bediening nie. So die manier hoe ek God beleef het in daai tipe kerk het nie lekker aanklank gevind by my nie. As 'n jong seun, ek dink aan die skrif wat sê 'n vorm van godliness but denying the power thereof. En dis hoe ek gevoel het. Ek het altyd gevoel, as ek bietjie stil gaan sit of net bietjie gaan beweeg. En dit was so, my pa het my en my broer baie uit die kerk uitgevat en ons geslaan, want ons was woelig. En so van 'n jong ouderdom af, dit is my prentjie wat ek van God gehad het. En dis amazing as jy daai prentjie het van God, dis amper, hy is jou pa. So my pa en God, daai ding het 'n groot rol in my lewe gespeel. En in laerskool was ek 'n baie outgoing tipe ou, ek het baie rugby gespeel, ek het baie vriende gehad, ek was gelukkig geweest en jou laerskool daar, jy weet nooit van beter nie. En my vroeë memories, ek sal dit nooit vergeet nie, in graad 6 en 7, het my pa altyd vir my kom rugby kyk en my ouers was altyd, my pa was baie betrokke geweest, so hy kom kyk hoe ek rugby speel en dit was my vroeë memories. As 'n seun voel jy super proud, jy weet, my pa is langs die veld en dan speel jy sommer beter. Maar daar het 2 goed gebeur toe ek oorskakel hoërskool toe. So, toe ek in graad 8 beland, het ek, my pa het werk verander, skielik. So hy het skielik van werk verander en hy was toe nie so involved in my lewe gewees nie. En op daai ouderdom het ek dit nie altyd raak gesien nie. Ek het gedog, okay, hy is nie so involved nie, maar vandag verstaan ek dit. En 'n tweede ding wat gebeur het in my lewe ook is, my oupa aan my ma se kant is oorlede. Nou hoekom dit belangrik is, jy sal terugkom hoekom ek sê dis belangrik. Want van 'n vroeë ouderdom af het ek my pa se affection gesoek. Die manier hoe ek groot gemaak was is, my oupa het vir my baie liefde gegee physically. En dit het iets gedoen vir my. En my pa is nie daai tipe persoon gewees nie. So, en ek meen, dit is hoe hy groot gemaak is, en dit is 100%. Maar my oupa het dit baie gedoen, hy het baie in sy arms gehou, en met my gespeel physically, en dit het iets vir my gedoen. So, toe hy oorlede is, was dit 'n bietjie van 'n omwenteling, dit was ietsie wat ons
eintlik as 'n familie nogal geskit het. En daai afwesigheid van my pa en die ding van my oupa wat oorlede was, het ietsie binne my, jy weet as ek nou terugdink, dit het iets binne my gedoen, want jy weet as 'n jong man, ek sien nie is baie jong man, welkom jong man. Jy soek jou pa se affection, jy soek jou pa se affirmation en jy well done billetjie of wat ook al. En toe ek in hoërskool was, het ek baie verkeerde besluite gemaak en ek dink dis waartoe dit nou gaan is ek het nie net verkeerde besluite gemaak nie, ek het way worse besluite gemaak. So my eerste sigaret gerook toe ek 11 was, ek was in my eerste nightclub toe ek 13 was. So ek het rebel, ek het soos in die reëls en die regulasies wat my ouers vir my gesê het, ek het besluit, hier gaan ek skop. Hierdie ding is nie vir my nie. En op die ouderdom van 15 het ek my eerste joint gerook, so ek het daar gerook op die ouderdom van 15, en dit het alles so gespiral. Soos in ek het gedog, ek het baie fun gehad, maar dit was soos 'n gat wat die duiwel besig was om my onder te trek. En ek was in hoërskool Jansen gewees, en op die ouderdom van 17 kry ek toe 'n beurs vir cricket by Hoërskool Moa. My eerste memory wat ek het toe ek in daai skool instap. Nou moet jy verstaan, ek het 'n groot void hier binne my. Ek wil raak gesien word. Hier is die nuwe ou in die skool, ek het 'n beurs gekry, so almal is soos, hier is die ou van EG af en hy het 'n beurs, so ek het baie belangrik gevoel in my eie oë. Baie belangrik. Die eerste memory wat ek het van daai skool, ek het by die badkamer ingestap, en toe ek so inloop, toe sien ek maar, hierdie ouens is besig om sulke wit poeier te kap op die toilet seats, en ek kyk so, ek sê, hierdie ouens begin hierdie goed te snyf, en ek dink toe, okay, dis baie interessant, en dis waar die vyand my gegryp het, want een besluit na die ander besluit, toe ek myself vind, het ek die verkeerde vriende gehad, en in 'n kwessie van 'n paar maande, was ek fully hooked aan cat. So cat is die ligter vorm van meth, goedkoper vorm van meth, maar ek moet vir jou sê, dis net so powerful. Dis net so powerful, dis net so verwoestend, en dis toe ek 'n hele ander persoon geword het. So, dit het begin op die ouderdom van 18, wat ek cat begin gebruik het, ons het cat voor wedstryde gebruik, ek het cat gebruik toe ek op skool was, en cat was naderhand nie genoeg nie, want na die cat wou ek nou begin dagga gebruik net, om af te kom, en na dit het ek kokaine gebruik, so cocaine. So ek was fully in 'n spiral. Dus die duiwel het my in sy grepe gehad. Fully. En ek kon dit nie verstaan het nie. Ek het daarin so goed weggesteek van my ouers af, van almal af, dat hierdie ding my gegryp het. En daar's iets in my lewe wat gebeur het, wat die Here vir my 'n rooi lig gewys het, maar ek het dit nie gesien nie, want jy is jonk, en ek wil 'n storie met jou deel vanoggend. Een van my vriende wat ek ontmoet het in hoërskool, hy is oorlede vandag, hy het homself gehang, want hy het eerstens geoudie, toe maak hy dit, toe hang hy homself, en so dwelms, daai demoon het hom uitgevat. Maar die een aand, en ek wil hierdie visuele goed deel, want dis hoe dit is. Die een aand gaan ons uit, en jy weet, ek nog goed toe, ons het 'n goeie tyd, en alles is dit, en obviously baie van die Nigerian manne verkoop hierdie goed, en 4 van my vriende, ons sê toe, nee man, kom ons doen 'n ander ding. Ons gaan hierdie Nigerian vanaand vir 'n lekker ride vat. Ons gaan hom R300 gee en hom vra vir 2 bankies. Okay, so ons gaan R400 van hom afskoor. Gaan toe, ons gee vir jou die geld en jy rol dit so op in 'n sekere manier dat hy nie op die oomblik kan tel nie, want jy moet nou verstaan, dit gebeur so. So jy stop langs die kar, jy gee die geld, hy gee die goed en jy ry. So voordat hy nog die geld kan tel, is dit weg. Alles fine, is good and dandy, baie goed uitgewerk en ons dog dis great, ons score. Daai ou sê niks nie. Dis hier. Okay, great. Paar weke daarna, niks gebeur nie. Volgende keer gaan ons weer en ons koop by hierdie ou, alles is fine. En my een vriend bel my, hy sê vir my, hoorie so, hy weet nie wat gebeur het nie, maar een van die vriende is in die hospitaal opgeëindig.
toe hulle daai ou getoets het, wat daai man gedoen het is, hy het gesê, okay, lekker, dis hoe dit is. Fisies, as jy kyk na Cat, dis 'n baie witterige poeier en dis amper gekristalliseer. Daai ou het gegaan en fyn glas opgesny in daai pakkie. Glas, soos in glas. Toe hulle my vriend in die hospitaal kry, toe sê hulle, daar's glas in hierdie ou se brein. Dit kon ek gewees het. As jy sê, soos ek hier staan vir jou, dis een storie wat ek vir jou kan vertel van baie goed. Dis hektiek. En soos ek sê, die ander vriend het ek verloor. Dit was nie, hy het dit nie gemaak nie, hy is dood vandag. Op die ouderdom van 18 is ek in matriek in Hoërskool Ansmoor. Baie belangrik. Onthou, ek was by Hoërskool Ansmoor. En vir jou sê hoe die Here daarin omgedraai het. Op die ouderdom van 18, ek het die oggend biologie geskryf, my toets, my eindeksamen biologie toets. Gaan ons na Boksburg Noord toe en besluit toe Jessie, maar ons kan baie goed skryf as ons nou 'n pakkie Cat in het. Ons gaan baie slim wees dan. Dan gaan ons baie biologie kan skryf. En die juffrou was, ja nee, so dis al hoekom ek biologie gekies het. Eerlik. Daai oggend gaan ons, dis 18 jaar oud. En dis die eerste raakpaar wat ek beleef het. Ons gaan, ek en 'n ander vriend van my, ons koop te 4 gram. En soos wat ons weggery, of jy sê presies waar dit was, in Boksburg by Black Dahlia. So ons het altyd daar gestop en dan kom die ou uit en dan kyk ons en dan ry ons, soos meer van 'n veiliger plek gewees. Dis wat ons gedink het. Daai oggend koop ons voor eksamen. Dis ons ry my vriend uit so wit golfie gehad. Ons ry so af in die pad van Black Dahlia. En ek kyk in die agterspieeltjie. Ek sê vir hom, "Chom, hier's ouens wat ons volg." Ons wit ouens. Hy sê vir my, "Nee man." Ek sê vir hom, "Draai regs hier." Draai regs. Hulle draai regs. Ons draai links, hulle draai links. Voor ons het weet, trek daai ouens voor ons in en hulle trek ons af. Dis ook undercover cops wat ons vir 3 maande dopgehou het. Kyk, is soos altyd in die movies, hulle sê ons het julle 3 maande dopgehou, wat ook al. Ek weet nou nie die waarheid van dit nie, maar hulle het ons dopgehou en hulle het presies geweet waar ons koop, waar ons gaan, alles. Trek hulle ons af en die offisier was JP van Boksburg Noord. Daai ou en die ding is wat hy geweet het, hy was baie streetwise, want die oomblik toe ons gekoop het, daai oggend, my vriend het gekoop, ek het die pakkie gevat en hier voorin gesit. Dis dit. So as hulle ons aftrek en hulle doen dit, ons het niks. Jy verstaan, jy dink jy's baie streetwise. Daai ou loop na my toe. Hy sê, "Maak oop die voor." Dis wat hy geweet het. En ek skud toe, ek sê vir hom, "Hoe bedoel jy?" Hy sê, "Maak oop die voor." Dit ek so oopmaak, sien hy die pakkie, hy vat die pakkie uit my uit en hy arresteer ons albei op baie spot. Dit was die eerste keer wat die Here gesê het, "Wow, stop, John, jy is besig om, jou lewe is besig om in afval te gaan." Hulle vat ons toe na die Boksburg polisiestasie toe. Op die ouderdom van 18 slaap ek oor in die holding cells vir 'n naweek. En hulle bel my ouers en sê, "Hoorie so, jou kind is nou net gevang, ons weet nie wat gaan gebeur nie." Bel my ouers, ek sal nooit vergeet hoe distraught my ma en my pa was nie. My ma is ook iemand wat baie bid vir my pa het gebid vir my, wil nie rarig gebid nie, maar hy het my support in sy way. Maar dit het hulle gekras. Daai aand toe ek slaap in die holding cells, doen ek my SOS spreek en ek sê vir die Here, jy weet hoe dit gaan. Jy weet hoe dit gaan. Here, hier vanaand, as jy my hier uitkry, beloof ek gaan nooit weer gebruik nie. Hierdie is 'n turnaround oomblik in my lewe. Hier gaan ek stop vanaand. Dit was my gebed. Jy verstaan, ek was in 'n saal van omtrent 20 swart Nigerians, saam met my vriend in skoolklere. Dit was not on. Dit was soos in, dis waartoe my lewe gaan. Wat doen die Here? Hy kry 'n prokureur deur my vriend. Die prokureur verteenwoordig ons albei toe. En hulle sê toe, ons gaan hierdie ou keer kans gee saam met hom, en dan gaan toe Mighty Wings toe. En dis waar ek Gideon ontmoet het. So dit was in 2013. 2011 matrikuleer, 2013 Mighty Wings toe. En hier is ek, en hulle toets jou weekliks op hierdie program, en alles soos dit. Wat doen ek? Ek beloof 'n groot goed vir die Here. Jy weet, ek gaan ophou, ek gaan al hierdie goed doen. So hulle het ons op 'n donderdag en 'n Sondag getoets.
met Irene. Ek ontmoet 'n chommie hier so daar. Sy was vandag getroud, hy is baie gelukkig en die Here het sy lewe omgedraai. En ek en hy sê toe, maar wat is ons Sondag gebruik? En dan deur die week flash ons in sisteme, dan toets ons donderdag aan so fyn. Hy sê, dis 'n kwaai idee. Hy sê, 'n kwaai idee. Dis 'n kwaai idee. Ja, en ons research en alles, en hy sê, wat jy moet doen is, jy gebruik, dan drink jy baksoda, en dit flash jou sisteem. Ek sê, vir my, okay, kwaai, ons try dit. Ons doen dit toe. Hier is ek by Mighty Wings op die program, jy voel almal, en jy, imagine wat dit aan jou ego doen. Jou ego is soos in, jy is daar, jy voel hulle almal, en soos in, hier is lekker. Almal anders deel hulle stories in die small groups, jy weet, hulle sukkel met hierdie, hulle sukkel met daai, en jy sê, ja, ek ook, maar meantime smile jy so groot, want nou hierna gaan jy gaan gebruik. Dis waar ek was, ek het alleen gelewe, en daai ding het my ego so gevoed. 4 maande, 5 maande van dit. Een dag, toe tel my chommie se ouers op. Hierdie ouens is nie lekker nie. Sy pa vind toe uit, ons is besig om iets te doen. Daai maandagoggend bel hulle ons. Ou Kenneth van Mighty Wings. Ek weet nie of julle vir Kenneth ken nie, hy het ook al hier gesê. Kenneth sal jou vertel, ek was 'n massively arrogante, gedink ek is all that tipe ou. Hulle roep ons in, voordat hulle ons nog kon toets, sê hulle vir ons, hoor jy, ons weet wat julle gedoen het? Gaan jy admit of gaan jy toets? En dis asof daar in daai oomblik die Here net my mure net, ek was moeg. Ek was moeg om hierdie leuen te lewe van die hele tyd net, jy weet, ek was moeg en ek sê toe, my chommie het toe probeer lieg, maar hy het hom getoets en hy is positief anyway, en ek sê toe, weet jy wat, ek's moeg, ek het gebruik. En daai dag was ietsie anders, wat weer eens my net iets wakker gemaak het, want hulle het my 'n kans gegee, I messed it up. Freddy was daar daai dag, dankie tot vandag tot hom. Daai dag is die dag wat my pa gedink het, hy het my 'n kans gegee, en ek sal nooit vergeet nie, ek weet nie of jy daai dag kan onthou nie, maar hy het na my huis toe gekom, en my pa het vir hom gesê, vat hierdie kind uit my gesig uit, ek soek hom nie, my pa het heeltemal vir my, hy het my onteien in daai oomblik, dis wat vir my gevoel het, en hy het vir my gesê, vat hom weg van my af. Ek gaan toe, nou moet jy verstaan, ons was gevang op die ouderdom van 18, hulle het ons Mighty Wings toe gestuur, ons het 'n kans gehad, ons het gecheat en ons is weer gevang. So sê hulle, hoor jy, jou kans is verby. Daar's 'n prosecutor in Boksburg, Henk Strydom, hierdie ou vat nie crap nie, hy gaan julle so 5 tot 15 jaar gee. En ek was soos in, dit was my raakbaring, my eerste een. Ek was soos in, okay, ek het niks meer nie. Kenneth was baie instrumenteel om my te help. Die dag toe hulle my datum gesit vir my, David, vir wanneer ek in die hof moes verskyn het. Kenneth klim saam met my in die kar, hy sê vir my, hoorie, ons gaan nou hof toe, hulle gaan vir jou sentence gee. Dis fyn, hy toe namens ons gegaan. En ons het na die tyd toe uitgevind. Ons kom toe daar aan, en die man, Henk, wat my nou moes gesentence het, was vir 'n enkele dag. Hulle vra, waar is Henk? Nee, Henk is nie hier vandag nie. Hoekom? Henk was vir 'n enkele dag siek. Hy het siek lief ingesit. Dis is 'n dankie Here. Nou weet wat gebeur het met hom nie, maar daar's toe 'n vroutjie in sy plek. En daai vrou sê toe, ons gee hom nog 'n kans. Hy sê sy het my hare gelaai. Maar dis funny, dit is, maar ek wil regtig net, daai oomblik is God se genade. Want ek moes, soos ek vandag staan, ek was op pad, either na die dood toe, of na hospitaal toe, of ek moes in die tronk wees, en daai vrou sê toe, ons gee jou nog 'n kans. Hulle stuur my toe op die ouderdom van 19, ek het net 19 geword, langtermyn rehab toe, na Healing Wings toe in Nelspruit. Hier is ek 19, ek is ingeboek vir 'n 6 maande program, okay? Saam met mans wat baie ouer is as ek. En hulle sê, man, wat doen jy hierso? En ek vertel hulle my storie en hulle sê toe vir my, weet jy wat, as jy jou lewe nou kan omdraai, sal jou lewe vir altyd verander. En in daai oomblik het die Here begin werk in my lewe.
dis wanneer hy rarig begin werk het in my lewe. En die Here het my begin vind, en ek het hom gevind rarig, want hy was nooit verlore nie, ek was. En ek wil hierdie skrif vir jou lees, wat my hele lewe nê, is soos dit het my geskit, tot die diepste binnestes van my. Ek was by Healing Wings gewees, en ek gaan sit op een van die klippe, eendag, en vir die eerste keer in my lewe maak ek my Bybel actually oop. Ek het nooit my Bybel oopgemaak nie, ek was in die NG Kerk, ons het die Bybel gelees, maar my Bybel was daar onder, vol stof, I never read it. Toe ek my Bybel so oopmaak, maak ek by Romeine 8 vers 38 tot 39 oop. En dan gaan ek vir jou in die Afrikaans lees, en dan wil ek hom vir jou in Engels ook lees. Dit sê, een ding weet ek verseker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie, ook nie bo-aardse magte nie. Hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van God se liefde wat in Christus Jesus ons Here is nie. Die Engelse ene sê, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, nor angels nor demons, nor fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, nothing in all creation will ever be able to separate us from God's love. As jy hier wegloop vandag, en dis die enigste ding wat jy kry uit my storie uit is, niks kan jou separate van God se liefde nie. Nothing. Daarin slaat my so, ek was gebreek daar. Ek was soos ek wat hier altyd knaai en altyd 'n plan gemaak het en my lewe self verwoes het, en God sê vir my, niks kan jou van my af separate nie. Dit het iets in my lewe gedoen. Ek bel my ouers toe in Healing Wings, ek sê vir hoor hierso, ek sê vir my ma, hierdie skrif het my lewe verander, en hulle soos dan, okay, hulle verstaan, ek sê, ek gaan nou 'n tattoo op my arm, en hy is getattoo op my arm, so, ek het nog 'n tattoo, want dit is hoe baie dit vir my beteken het, en in daai plek, by Healing Wings, vind die Here my, en dis asof die ketTINGS van verslawing oor dwelms gebreek het oor my lewe, iets het gebreek in my lewe. Daar was 'n vroutjie wat sy doen geestelike counseling, en eendag hulle minister so vir jou, en dan bid hulle ook vir jou. Sy en nog 'n ou op hierdie span. En hulle roep my toe in eendag, en hulle minister vir my, en die vroutjie sê vir my, hoor hierso, my naam is Corneille, wil jy die waarheid weet, of moet ek ietsie anders sê? Ek sê vir my die waarheid. So ek sê, soos wat jy daar staan, agter jou, sien ek 2 demone. Die een is 'n gees van rebellion, hy het sulke ketting oor jou lewe, oor jou nek, en die ander een is 'n gees van dood. Hy wil jou dood hê, want God het 'n plan met jou lewe, en die demoon wil jou dood hê. Nou, hare staan selfs op, soos wat ek het nou vandag sê. Sy sê, maar wil jy ek moet vir jou bid? Ek sê vir yes, bid vir my. En ek maak toe my hande oop, en sy bid vir my, en sy sê toe vir my, sy sien in die geestesrelm, hoe daai goed breek, en hulle is kwaad, hulle is soos in kwaad, want Jesus het daai krag oor my lewe gebreek. Nou ek wens ek kan vir jou sê, na Healing Wings was ek 'n perfekte persoon, ek het nooit weer niks gedoen nie, ek was 100% die perfekte Christen, maar ek was nie, maar een ding het wel gebeur, God het die krag van dwelms bereik oor my lewe gebreek. Soos wat ek hier vir jou vandag staan, het ek 0.000% begeerde om dwelms te gebruik nie. Dit is nie deel van wie ek is nie. Maar ek het nog steeds gerook. Ek het baie gerook, ek het 'n bietjie ietsie net ek baie gehad het. Nie dag nie, hoor my mooi, sigarette. En ek het gesukkel met ander goed in my lewe ook. Maar soms breek God iets oor jou lewe onmiddellik, en ander kere loop hy 'n journey met jou lewe. So Johannes 8 vers 32 sê, you will know the truth and the truth will set you free. John 8:36 sê, you will know the truth, who the Son sets free shall be free indeed. So Johannes 8:32 en Johannes 8:36 wys vir ons dat
die waarheid jou vry maak. En soms maak God jou inderdaad vry. En ander kere loop hy 'n pad met jou. Toe ek uit Healing Wings uitkom, toe sê ek vir my ma, die eerste ding wat ek wil doen is, ek wil terug in bediening gaan. Ek het my oom se bediening gejoin. En ek het in 2014 besluit ek wil Bible College toe gaan. Ek wil die Here net meer leer ken. So ek het vir 3 jaar Bible College gedoen en ek het 'n graad in ministry gekry, which is in matriek het ek weet nie hoe ek matriek geslaag het tot vandag toe nie, maar ek het dit geslaag. So ek het gaan Bible College doen in 2014 tot 2016 en op die einde van 2016 het ek my eie bediening begin. Ek het dit vir 2 jaar gedoen en ek het daar ook besef eintlik hoe die kerk jou baie kan seermaak. So ek het baie foute gemaak ook in my eie bediening. Ek kyk vandag terug en ek sê, Here, ek kon dinge baie anders te gedoen het. Maar ek het self ook baie foute gemaak. Ek dink 'n gedeelte van my wat gedink het ek is all that, het weer so 'n bietjie teruggekom en ek het bad besluite gemaak wat my op 'n oomblik so gebring het en ek kan dit vandag deel. 'n amper vrou het my bediening verwoes. Heeltemal. Het baie goed gegaan met ons, het begin preek in kerke en in skole en so aan, die blueprint gevolg van my oom se bediening, maar 'n vrou het my bediening basically verwoes, maar die Here is nog steeds goed. Die Here het nog steeds 'n awesome plan met die mense lewe. En soos wat ek vandag hier by jou staan, is ek meer as 10 jaar vry, 15 jaar al vry, ek moet nou mooi dink, meer as 15 jaar al vry, van dwelmmisbruik af. Ek is op geen antidepressante nie, ek rook nie, ek is nie op enige medikasie om my, stabiel te hou nie. God het my heeltemal vrygestel van dit af. En is absolutely amazing. In 2012 het ek, in 2020 het ek China toe gegaan en ek was vir 'n totaal van 2 jaar daar. Maar dis omdat ek seer gekry het in bediening wat ek gehardloop het. Ek het vir Jesus gesê, ek is soos Jona. Ek weet jy het 'n roeping met my lewe, maar ek is church. I want nothing to do with that. Ek het gaan geld jaag en gedink ek wil dit hê. En daai leemte het my glad nie gevul nie. Ek het gehoor van al die foreign teachers wat lekker oorsee gaan teach en ek wil dit doen en hulle het baie vriende en is 'n lekker lewe. Wat doen die Here toe ek daar aankom? Hy sit my in 'n dorp, nee, waar dit net ek is. Daar's geen foreigners nie. Dis net ek. Ek sê, wat is hierdie? Jy weet, almal om my. Dis net Chinees. Ek praat met hulle en daar's niks nie. So die Here het my so ge-isolate en hy het 'n diep werk in my lewe daar gedoen. Hy het my weer eens net gevind in daai plek waar ek in ander areas gebroken was en gedink het ek het iets nodig. So die Here het my daar ook gevind en ek het toe teruggekom. Ek het my vrou ontmoet in 2019. Awesome vrou, sy is baie goed vir my en sy is baie loyal teenoor my en ons is, jy weet, in 'n great plek. Ek is 3 jaar getroud vandag. Ons het verloof geraak in 2022 en toe getrou in 2023. Ek het vir 'n rukkie weer in 2023 en 2024 teruggegaan na my oom se bediening toe. Maar soos ek vir jou sê, die Here het 'n ander plan gehad. Want toe ek in 2011 gematrikuleer het by ons moeder, nou verstaan ek het ander goed daar gedoen. 15 jaar later, tot 2026. Ek is nou 2 jaar by ons moeder en die hoof by daai skool nooi my toe uit en ek begin toe daar werk. En soos ek staan by jou vandag, daai ek het vir jou gesê die Here omwentel sy plan met my lewe. Is ek die hoof van dissipline by ons moeder. Ja, I mean, it's crazy. My vriende wat ek raakloop in die straat en al van die malls, hulle vra my, wat doen jy, John? Ek sê, ek werk by ons moeder. Wat doen jy? Niks, hoof van dissipline. En die Here het my in 'n plek gesit waar ek actually net invloed kan hê op kinders se lewens. Ek kan hulle help met dinge waardeur ek gegaan het. Soos ek vir jou sê vandag, my vriende weet, ek do not claim to be a perfect Christian. At all. Glad nie. Sukkel soms met my taalgebruik, doen nog steeds vandag toe, ek vra die Here om my te help met dit. Dit's goed waarmee ek dink soos ons almal maar deurgaan, maar een ding is verseker, God met me and he set me free. Ja. En
die mees amazingste ding wat ek wil regtig vir die paas en seuns sê, just be there for your son, man. Jou seun soek jou. Honestly, jou seun soek jou affection. Jou seun soek jou hart. Hy soek nie jou tyd nie, hy soek nie jou geld nie, hy soek jou hart. Vandag is my verhouding met my pa, my familie kan getuig. Amazing. Like, wow. Awesome, David. Like, ons verhouding is amazing. En hy het hom lank gevat om my te vergewe. Selfs uit Healing Wednesday het hy gesê, ja, hy gaan binnekort relapse of hy gaan terug na sy ou huis toe, maar ek het gesê, weet jy wat, ek weet wat God in my lewe gedoen het. I'm not going back. And I've never went back. En my verhouding met my pa is net awesome. Ons kan sit vir ure, maak hy jokes en praat, maar ons liefde en affection. En dit het iets in my gedoen. Vandag voel ek soos jy weet, jy voel net complete. So rarig, as dit my boodskap is vandag vir jou, is niks gaan jou ooit separate van God se liefde op, nothing. Maar maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jy sit miskien daar en jy dink, ja, maar ek doen dit en ek doen dit. God still loves you. En die tweede ding is, wees al vir jou seuns, wees al vir jou kinders. Ek het nie kinders nie, ek en my vrou het nie kinders nie. Maar dis wat ek regtig vandag vir jou wil sê. Ek werk by die skool, is besig om my tweede graad te studeer in education. So Bachelor's of Ministry, en ek doen nou my graad in education, onderwys, ekskuus. Ek is volgende jaar in my derde jaar, so ek sou nooit ooit in my lewe kan terugkyk en sê, die Here gaan my in 'n posisie van invloed sit nie, ek gaan my tweede graad studeer nie, ek rook nie, ek vape nie, ek drink niks nie, ek drink my omegas, my multivitamines, my K2's en ek's baie in die gym. Dis my vorm van positiewe invloed. So, ek hoop regtig dat dit iets vir julle beteken vandag. Baie dankie vir die geleentheid. Weer eens, dankie manne, ek waardeer dit. Ja.